Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons is in die oomblik besig met 'n reeks in Jona, in die boek van Jona. En dit is motiverings vir 'n missionale lewe. En as die jou eerste week is, weer eens relax, ons gaan vinnig 'n recap doen en net vinnig aan Jona 1, 2 en 3 raak en dan gaan ons vanaand kyk na God wat 'n barmhartige God is. Daar sê, nice, nee, Canva, verniet. Ja. In elk geval, so die eerste week was gewees, het ons gekyk in Jona 1, die feit dat God, het ons die idee dat God, en die waarheid, dat God 'n universele God is, dat God is God oor almal. Elke mens, as hy asem het, is God die God oor daardie mens. God het nie net gemaak en verdwyn nie, God is God oor almal. Jesus sê in Lukas 12 vers 7, dat hy selfs die hare op jou kop getel het. Dis amazing. Die psalmdigter sê in Psalm 8 dat hy kyk na die sterre, die maan, alles wat gemaak het, en dan sê hy, what is man that you are mindful of him? What is mankind that you care for him? God is so intrinsiek betrokke in dit wat hy gemaak het. En dan ook, as jy ooit bietjie deur 'n dry patch gaan geestelik, maak jou kamer deur toe, Psalm 139, full blast. En dit is amazing hoe God belangstel en hy het jou intentioneel jy gemaak. Elke idiosyncrasie, elke liewe dingetjie het hy jou gemaak. Dit gaan tot op die uiterste en ekstreem dat hy jou in jou ma se skoot aan mekaar geweef het. So as jy iemand daar sien loop in die straat en daai persoon maak jou kwaad, weet dat God het daai persoon en sy ma se skoot aan mekaar geweef en God is God oor almal. Elke volk, elke moedertaal, elke nasie. Dan in Jona 2 is daar hierdie fantastiese uitbeelding dat God is 'n reddende God en dis die prentjie wat ons het is van Jona wat in die maag van 'n vis is. Of ek neem aan is 'n walvis en is sy laaste asem gee, en voordat hy sy laaste asem gee, skree hy uit, of roep hy uit, hy bekeer, hy repent eerder, en God red hom. So in Jona 2 kom ons te maak met die feit, en die waarheid, dat God is 'n reddende God. En dan in Jona 3, wat laasweek poen is God, God is 'n versoenende God. God is 'n bekerende God. God versoen mense wat ver is met hom, selfs terrible, verskriklike, niks goed mense versoen hy met hom. En dit lei ons vandag na Jona 4 waar ons gaan wees. So voordat ons inspring by Jona 4 kan ons net bid. Ons het so lekker baie gebid, maar jy weet, terwyl ons nou momente met. Vader, U is so goed. En ek kan net vir U dankie sê vir hierdie geloofsgemeenskap. Ek kan vir U dankie sê vir elke asem wat hier in en uit. Dankie dat U 'n plan het vir elke lewe. Dankie dat U vrymaak. Dankie dat U versoen. En dankie dat U mense uitstuur tot die uithoeke. Kom en bekragtig ons nou met U Gees en mag ons die waarheid in die waarheid seëvier. In Jesus naam vra ons dit. Amen. So, ons is nou in hoofstuk 4, waar net 'n backdrop, ons gaan nou kyk na die stad van Ninive. Die tema van Jona hoofstuk 4 is die feit dat God 'n barmhartige God is. En ek wil net, om dit te besef, sy barmhartigheid en die extremities daarvan, moet ons kyk na die stad Ninive. En as jy dink, Jona het vir Ninive famous gemaak. Jy maak 'n foutjie. Nie so nie. Ninive was plaaslik wêreldbekend. In elke liewe dorp en was 'n groot vloekwoord en 'n groot vreeswoord. Buite die Bybel
is Ninive ook verskriklik bekend. Ouens soos Aristoteles praat oor Ninive en hulle sê dis 'n groot pitseer. Herodotus buite die Bybel, 'n geskiedkundige, 'n filosoof, mense wie goeters geskryf het, skryf oor Ninive en wat 'n terrible plek dit is. Diodorus van Sicily, hulle sê die grootste vloek wat daar kan wees is om in Ninive gebore te kan wees. So Jona het nie so intoe gegaan en hulle op die map gesit nie. Hulle was op die map gewees voor Jona. En hulle was gevrees gewees en hypervrees gewees. So die van en veral 800 voor Christus in Jona se tyd was Ninive seker op die piek van hulle militêre mag en dis waarvoor hulle bekend was. Hulle was oorlogvoerders. Hulle het geweld geken en hulle het dit vlot gepraat. En dit was voor die Eerste Wêreldoorlog obviously. En wat daar uitgekom het, interessant, net side note, maar is goed om te weet is, daar was rules of engagement. Uit Geneva Konvensie was daar, voordat jy oorlog kan voer, moet jy oorlog verklaar. Ek nie van Australië hou nie, Australië, Suid-Afrika, ons hou nie van julle nie. Diplomate, hulle sorteer dinge uit en enige iets om nie lewensverlies, bloed te spil, dis uitweg nommer 99. As ons nou regtig nie, as daar geen moontlikheid vir versoening is nie, is geweld die oplossing. Nie so met Ninive nie. Ninive is al 'n paar keer deur Israel gewees. Die noordryk van Israel waar Jona vandaan kom veral so. En Ninive, hulle is bekend dat hulle verwoesting saai. Hulle steek velde aan die brand nie, parkievelde nie, weivelde, jou lande, jou die wingerde steek hulle aan die brand. Jou en wingerstok brand. Ek weet nie of jy van julle weet nie, maar jy kan dit op 'n vuur maak. Dit is 'n ding wat woes brand. Anyway, so hulle sal kom, al jou diere doodmaak, nie die vleis gebruik of so nie, maar net vir die fun. Daar's 'n koei, hy's dood. Daar's 'n skaap, hy's dood. Daar's 'n bok, hy lewe. Nee, ek joke, hy's dood. Okay, so dis hoe hulle die modus operandi, dis hoe hulle dinge gedoen het. Hulle het sal byvoorbeeld gaan en dan sal hulle jou vrou voor jou verkrag, haar keel afsny, jou dogtertjie vat en sy sal 'n seksslaaf wees. Hulle sou vername mense in die samelewing se koppe afgesny het en 'n salfie opgesit het om dit te preserveer, lekker wyslyntjie of so iets. En dan vat hulle dit in bokse, dan dra hulle hierdie goeder saam met hulle. Dis moeite, né? Dis moeite. Ninive is sê nou maar 800 km van daar waar Jona homself in. So hulle sal die goeders in bokse sit, dit preserveer en as hulle in Ninive aankom, dan sit hulle dit op 'n steek, hierdie koppe van vername mense. As jy 'n goeie kaptein was en jy het 'n goeie battle of jy was die koning of iets soos dit, dan sit hulle dit daar. En dan begin die party. Lekker, raak hulle geketty, wie weet wat alles gebeur. En dan is jou vrou of jou kinders slawe en hulle sal dan daardie Ninive mense jy weet sy nageslagte voorsit wat dan onreil in terrible omstandighede groot word, oorlog maak. So dit is net die bal is aan die rol en dis 'n lelike bal. Dis 'n vieslike bal. En wat gebeur is Jona gaan na Ninive toe en wonder bo wonder kom Ninive tot bekering. Die Here sê vir Jona dat hierdie ouens weet nie eers die verskil tussen hulle linker en hulle regterhande nie. Dis hoe clueless hulle is. En al wat dit gevat het, was iemand om hulle te konfronteer en te sê dat julle is at odds met God. Julle is nie in die regte kant van God nie. Daar is iets soos reg en verkeerd en julle is heeltemal verkeerd. En die heel eerste ding, as ons vanaand kyk na die feit dat God 'n barmhartige God is, wil ek net hê ons moet besef en ons moet vra, wat het Ninive bygedra tot hierdie herlewing? Dis Jona gaan, so by the way, ekskuus, 100, hy preek 5 woorde. Dis nie eers 'n turn of burn nie, dis net 'n burn. Ek het nog nooit in my lewe gesien dat 'n turn of burn preek werk nie. Jenny, confession. Ek het nog nooit gesien werk nie. Iemand met 'n bullhorn wat sê, hier kom dit nou. Jy weet, julle gaan suffer en al daai dinge, lekker hel en so. Ek het nog nooit gesien dat mense sê,
Jy's reg. Wat teken? Wat ek het nooit sien werk nie. Jona gaan 5 woorde en hy sê 40 dae Ninive gaan brand en hy loop. En hier is 'n herlewing. Hierdie mense, koning almal, hulle kom tot bekering. Dis ongehoord. Dis radikaal. Dis insane. En nou moet ons onsself vra, wat het Ninive gedoen om hierdie te verdien? Wat het Ninive bygedra tot hulle eie redding? En ons is soos Ninive, dra absoluut zip by tot ons redding. Dis iets wat God bewerk 100%, want God, en dis 'n waarheid, is 'n barmhartige God wat homself oor ons ontferm. Ons dra niks by tot ons eie verlossing behalwe sonde nie. Al wat moet gebeur is ons moet met waarheid gekonfronteer word. En wie gaan vir hulle, Louis Brits het so 'n liedjie gesing toe ek 'n tiener was, way back. En dis gekruisig dan en hy sê jy weet, iemand sal moet gaan vir hulle om te kan verstaan. En ek hoop dit resoneer met van julle. So Ninive het absoluut niks te maak met eie redding nie. En so ook nie ons nie. Ninive is blind. En God sê toe vir Jona, jy moet na Ninive toe gaan. En ek wil hê ons moet let op Jona se respons op God se versoek of se opdrag om na Ninive toe te gaan. Jona besluit, nee, ek gaan nie na Ninive toe gaan nie. Ek gaan na Tarsus toe gaan. Ninive is 800 km van hom af. Tarsus is 4000 km van hom af. En hy besluit, ek gaan eerder 4000 km in die ander rigting, want ek wil niks met daardie mense uit te waai nie. Ek gaan eerder dood, as om, jy sal nie my daar doodvang nie. Dis wat hy sê. En Jona gaan toe op 'n boot, en die boot, hy is nou nie 4000 km uitgegaan nie, ek weet nie hoe ver sy uit nie, maar nie ver nie. Hy raak aan die slaap, daar's 'n storm. En in hierdie storm is daar pandemonium op die boot. En die ouens begin bid, maar hulle bid na stom, doof gode wat nie bestaan nie. Daar's nie iets wat kan red nie. En hulle sien vir Jona wat slaap, hulle maak vir Jona wakker en hulle sê vir Jona, bid, bel, bid, ons is in die knabel. Maar hy bid nie. Ek weet nie of jy dit al gelet het nie. Jona roep nie uit tot God nie. Hy sê, ek weet, dis die God wat hemel en aarde gemaak het. En ek weet dis om my. En hulle kyk en hulle sê, mik vir die randjie. En hulle roei, hulle sit skouers in, maar die storm is te erg. En hulle trek loetjies en hulle besluit, en Jona sê, gooi my oor, dis ek. Maar Jona gaan eerder dood, as om Tarsus toe, as om aan Ninive toe gaan. En dis om vir ons te besef wat hier gebeur het. Jona is die seun van Amittai. Jona is 'n profeetse kind. Jona is 'n man van aansien. Jona het skien in hy daar's baie wat hy kan verloor. Hy gaan nou gaan en hy gaan tussen die heidene leef, maar hy sal eerder tussen die heidene leef as om enige iets te doen met Ninive, want hy weet wie is God en hy weet wat God kan doen en hy haat daai mense. Jona is 'n rasis, so as jy dit nog nie kon agterkom nie. Maar so hy's in boot, hy gaan nie uitroep na God nie. Almal roep uit en hy sê vir die ouens, hierdie ouens roep uit na God. En kyk let net op dat daar is 'n genadegawe van God op Jona se lewe in die oomblik wat hy die heel verste van God af is, waar hy nie sal uitroep na God nie. Hy sê vir daai ouens, julle kan uitroep na God. En hulle sê moet dit nie teen ons hou nie, hulle gooi hom af en die storm bedaar en die Here red hulle. En daarna sê die skrif dat hulle bring 'n offer aan God. So mense wat nie eers weet van God se bestaan nie, eindig om 'n offer aan God te bring. So daar's clearly die hand van God op Jona se lewe. En Jona sink. En hy 'n vis sluk vir hom in. En
ons lees wat sê his life was ebbing away. Hy was besig om sy laaste asem uit te gee. En skielik is Jona op die punt waar hy weer met God moet praat. Hy is die punt waar trots breek, die punt waar hierdie ding in hom wat net weier, hy gaan doodgaan. Hy besef dit en hy roep uit na God toe. En God, die God wat red vir Jona. En hy spoeg vir Jona, die vis spoeg vir Jona uit by Nineve. En ek weet nie of julle al hieraan gedink het nie, maar Jona natuurlik kom uit 'n goeie gesinheid, seun van Amittai, mense met sosiale aansien. Sy pa was 'n bekende profeet geweest, so mense het geweet dis Jona daai. Hulle kom uit 'n goeie huis uit. En Jona kom daar gestroop van alle aansien. Dink net logies hieroor. Hy was in 'n vis vir 3 dae, so hy het nie lekker geryk nie, obviously. Nie lekker geryk nie. Hy het nie lekker gelyk nie. Die Jona en sy matriekskyk foto is nie die Jona wat daar is nie. Hy het nie die familiekredietkaart nie. En hierdie Jona wat hierdie mense van Nineve so haat, was afhanklik van die goedhartigheid van mense met wie hy haat. Ek weet nie of hy skoene of wat ook gehad nie, maar ek kan net, en die skrif sê dit nie, maar ek kan myself net verbeel, hy moes gevra het vir skoene. Hy moes gevra het, kan ek 'n hemp kry? Of hy moes ergens gesê, kan ek net 'n skottel water kry? Ek wil net was, ietsie drink of so. So Jona is nou, dis nou hoe sy saak, dis nou sy lot, en hy loop, en Jona se hart is nie lekker nie, want hy haat hierdie mense. Jona is 'n rasis. En hy loop tot in die middel van die stad, en hy sê vir hulle, julle gaan brand. En dis die een ding wat hy like van die boodskap, die feit dat hulle gaan brand. En die enigste God gebruik daai taal, Hebreëus, as jy die taal lees, is daar net een keer wanneer daai tipe boodskap ook gegee het aan mense, en dis in Sodom en Gomorra se geval. So in sy verwysingsraamwerk is hierdie Sodom en Gomorra installment nommer 2. Dit gaan fantasties wees. En hy preek, eenvoudige boodskap, koning kom tot bekering, die mense kom tot bekering. En dis nou, ek dink net uit my, as ek preek en een ou kom tot bekering, gaan ons verby McDonald's na die diensliefie. Ons gaan dit celebrate. Dis amazing. Hierso is 120,000 mense wat na God toe draai. Wat blind was, wat geen benul, geen idee gehad het van dat dit wat hulle doen verkeerd. Hulle het geweet hulle is 'n pitsweer vir die wêreld nie. Hulle harte is gedraai na God toe. En in steede van hom om soos 'n Ruby op Woensdae goeters in die koffie, wat is die plek se naam? In elk geval goed, jy weet, ons gaan nou hierso almal se nommers kry. Ons gaan meet elke Woensdag. Ons gaan die manne bymekaar trek. Ons hier kom 'n ding en van hier af na die uithoeke van die wêreld. As die politieke mag, as die weermag so sterk was, imagine net wat ons doen. Nie Jona nie. Nee. Hulle maak 'n foutjie. Jona gaan en hy hak sy trailer, pak sy lemoene en hy gaan sit daar op 'n heuweltjie. En Jona, hy sit daar en hy wens, hy wag. Want God het al van tevore die taal wat daar gebruik word, is Sodom en Gomorra. En hy wens in sy hart dat hierdie bekering is vals. Hy wens in sy hart dat hierdie terugdraai na God nou maar nie die goeie grond was nie. Laat dit gaan wegval. Laat hierdie manne een van die oomblik gaan na die een soos ander soos dominos val. Dat hulle weer terug in die wêreld gaan wees. Gaan die vuur kom en hulle gaan val. Jona se hart is bitter. Jona is nie die hero in hierdie verhaal nie. Ek weet nie of julle dit kan sien nie, maar Jona kom nogals uit as 'n good guy nie. Jona kom uit en dis embarrassing. Hy wil hê hierdie mense moet doodgaan. Hy wil niks met hierdie mense te doen hê nie. Hy wil nie sy voete in die plek gaan sit waar hulle is nie. Hy wil eerder doodgaan as daar wees. En ek was al in sulke gesprekke gewees. Ek het al gehoor waar iemand vir my sê, as sekere mense in die hemel is, dan wil ek nie gaan nie. Ek het al gehoor, my vriend Nico Leroux, hy's 'n landboukundige.
En hy gaan na boere toe en gee vir hulle advies, kyk na hulle grond en toets hulle, jy weet, nie toets hulle monsters nie. Hy toets nie hulle kinders nie. En hy doen grondmonsters en allerlei sulke goeters. En hy's baie lief vir die Here en hy's 'n wonderlike, hy's a good guy. En hy vra altyd vir boere, wat is julle drome? Wat is jou droom met boerdery? En so en 'n boer sê vir hom, my droom is om 'n mes te vat en 'n ou se keel af te sny en te hoor hoe maak dit so. Dis 'n haat daai. Dis 'n diep bitterheid. En Jona, ten spyte van sy sukses, ten spyte van dat hy op daai boot mense na die Here toe lei, in Ninive mense na die Here toe lei, sit hy daar met 'n hart wat bitter is. Hy is nie gelukkig nie. Al die sukses, maar ongelukkig. Al die sukses, maar bitter. Al die sukses, maar hy sit daar met haat in sy hart. En Jona bid nou, want Jona het op die skip weer begin bid. Ek weet nie of die van julle wie weet nie, maar Israel beteken om met God te stoei. Dit kom van Jakob af. Jakob het verander na Israel en dit beteken om met God te stoei. En nou sit Jona op hierdie bultjie. En hy begin om met God te stoei, want hy is 'n Israeliet en Israeliete stoei met God. Dis mooi, nee, ons moet ook met God stoei. En hy sit op daardie bultjie en nou bid hy. Hy bid weer. Hy het onder in die vis weer begin bid daarom. En nou bid hy weer. En in Jona 4 vers 2 sê dit, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster. Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. Nou vat daai, I knew, en dan onderstreep ons dit klomp kere en so. Want Jona ken vir God. Jona weet God is 'n reddende God. Hy is in die vis se maag besig om sy laaste asem te gee. En hy roep uit na God toe en God red hom. En Jona wil nie, hy verwag dit op sy lewe. Dis vir hom goed, maar hy wil nie God moet dieselfde met ander doen in hulle oomblik van nood nie. Jona wil nie hê as ander mense uitroep na God, as ander mense 'n sonde besef het en hulle sê Here red ons, wil hy nie dit hê nie. Hy soek dit vir homself. Hy weet dit is wat God doen. Hy het dit nou net weer eens ervaar toe hy gaan preek het en hierdie onmoontlike stad, die stad wat heeltemal blind is, na God toe draai. Hy weet, I knew. Hy weet dis wie God is. In Exodus 34 sê God hierdie woorde, hierdie presiese woorde aan I'm a gracious God, merciful God, slow to anger, abounding in steadfast love and relenting from disaster. God sê hierdie woorde aan Moses in Exodus 34 en wat gebeur het daar is, die Here vat vir Israel op reis en hy sorg wonder, hy maak die Rooi See oop en vir 40 jaar lank sorg hy vir hierdie nasie. En ek sit hier oor en ek stoei mee en ek dink aan en ek dink net wat kan vir 'n week in die woestyn oorleef? Wat gaan vir 'n week? Daar's nie niks kan oorleef in die woestyn nie. Vir 40 jaar is God goed vir Israel. En te midde van sy goedheid 'n wolk vir skadu in die dag, 'n pillar of fire in die nag vir hitte, manna en kwartels en God sorg so vir Israel. En te midde van God se goedheid draai Israel hulle rug op hom. Hulle draai hulle rug op, hulle maak afgode en Moses is woedend. God se toorn is ook definitief aangevlam en Moses tree in vir die volk en God openbaar homself aan Moses en sê dis wie ek is. Dis God se hart. So hierdie ou Jona word groot in 'n predikantshuis of sy pa se profeet en hy weet dit is wie God is. God verheug homself nie in disaster nie. God is 'n reddende God. Hy is God van elke volk, elke stam, elke moedertaal. En hierdie is vir Jona
'n massiewe probleem, want hy verwag genade as hy uitroep na die Here. Maar hy hoop dat die hamer van die wet hard sal neerslaan op die res van die samelewing. Jona herken dat sy hart radikaal anders met God se is. Hy erken dat dit verskil en nou sit hy hier en hy kyk vir 120,000 mense en hulle koeie. En hy hoop, dit wat julle aan ons gedoen het, dit wat julle in ons livestock gedoen het, dis mos julle triek daai. Julle maak tot die koeie dood. Hier kom dit nou. En wat die skryf, ons gaan nou daarby kom, maar wat hier gebeur is, dit toon vir ons so pragtig uit die verskil tussen Jona se hart en God se hart. En ek hoop julle kan sien dat Jona is weer eens, hy's nie die hero in die verhaal nie. Maar God is. En die goeie nuus is dat Jesus is 'n volmaakte Jona. Ek weet nie of ons daai ene kan opkry nie asseblief. Want Jesus kom 800 jaar na Jona. En soos wat Jona na Ninive toe gekom het, kom Jesus. En soos wat Jona gewens het vir doom en gloom, nooi Jesus mense uit om versoen te raak. Nooi hulle na die tafel toe. Jesus huil oor die stad. En nie trane van woede nie, Jesus huil trane van omgee oor die stad. Dit is merkwaardig, dit blaas my brein. Op die kruis skree hy nie uit, Vader, gee vir hierdie mense wat hulle verdien nie. Nou, Here, maak oop en ons blaas hulle hier weg. Hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is regtig vir my merkwaardig. En Jesus leer in Matteus 12, vers 38 vir mense soos Jona, mense wat gekerk is, geleerde mense wat in die kerk groot geword het, maar wat harte soos Jona het. En hulle vra vir hom, Here, gee vir ons 'n teken. Gee vir ons, doen gou een van hierdie Jesus triks, dat ons kan aangaan met die res van ons dag. En Jesus sê vir hulle, then some of the scribes and the Pharisees answered him, saying, Teacher, we wish to see a sign from you. But he answered them, an evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to accept the sign of the prophet Jonah. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will rise up at the judgment with the generation and condemn it. For they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. Jesus is die volmaakte Jona. Jona het net omgegee vir sy eie mense. Jesus gee om vir elke volk, elke stam, elke moedertaal. Jona het weggehardloop in die teenoorgestelde rigting van Ninive af. Jesus kom reguit na die probleme toe. Hy sal ompaadjies vat, juis om ontmoetings te orkestreer met mense wat ver van God is, om dit te versoen met die Vader. Jona kom teen sy sin. Jesus kom gemotiveerd en hy lewe 'n missionale lewe. Jesus kom aarde toe en hy nooi sondaars aan die tafel toe. Jesus wag, of Jona wag op die bult dat sy vyande gestraf moet word. Jesus word op 'n bult gekruisig vir sy vyande en hy nooi hulle uit. Toe kom deel in die Vader. Jona spandeer 3 dae in die vis. Jesus spandeer 3 dae in die graf. Hy daal ter helle neer. Hy staan uit die dood op. Hy gevat 40 dae om vir die wêreld te wys hy het opgestaan. Hy is die weg, hy is die woord, hy is die waarheid. Hy is die verlosser van die wêreld en ons leer in Jesus Christus. Jona sit op daai bult, bitter met 'n klein hart. Jesus Christus sit op sy troon op die regterhand, langs die regterhand van God, die almagtige Vader, en hy tree in vir ons en dit is sy hart en dit is sy wens en dit is sy begeerte om elke volk en nasie aan hom te onderwerp, met hom te versoen, met die Vader te versoen. Daar is vir ons lewe in Jesus Christus. En nou sit ons by Jona vers 10. Die Here sê vir hom, die Here bring 'n plant op, soos wat Theo wonderlik gedoen het sonder die stem, maar altyd volgende keer. And the Lord said, you pity the plant for which you didn't labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night.
And should I not pity Nineveh, the great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also the cattle. Jona eindig die boek so 'n bietjie stomperig. Ek het nie geweet wat daarmee te maak nie. En as jy gaan lees en kyk dan besef jy dat die boek van Jona is geskryf deur Jona. Net Jona kan weergee wat gebeur het in die maag van die vis. Daar kan nie 'n verslaggewer wees wat in die vis is en sê, ja, daar's 'n asem, 2, 3, win toe bid hy en dan skryf dit soos nee. Wat daar gebeur het is die woorde van Jona. Jona kom vertel vir ons wat daar gebeur het. En hy sê hy roep uit na God met 'n vieslike hart, want hy is 'n rasis en hy haat ander mense wat nie soos hy is nie. En hulle het ons skade gemaak, hulle het ons land gevat, vrouens doodgemaak, al daai goeters. En Jona is eerlik hieroor. Hy skryf hieroor en hy beeld dit so uit. En in die hele boek van Jona, daar waar hy nou sit op sy bultjie of die koppie in hoofstuk 4 en hy wag vir hulle dat hulle vernietig word. En hy bid, net hy weet wat daar gebeur het. En die Here wat met hom praat en vir hom sê, jy weet, jy's kwaad oor die plant wat nou weggaan, maar wat van hierdie stad? Net Jona kan weet wat tussen hom en God daar gebeur het. So Jona gee dit weer. En die hele boek van Jona is soos 'n AA meeting. En dit begin so, hallo julle, my naam is Jona en ek's 'n rasis. Want net hy, en die hele boek van Jona is geskryf om te wys dat God groot is. Dat God is 'n God oor almal. Elke volk, elke nasie, elke moedertaal. God is 'n barmhartige God. God is 'n God wat red. Roep uit, daar's 'n teks, ek dink dit is Joel 2 vers 32 sê daar gaan 'n tyd kom that those who call on the name of the Lord will be saved. En daai tyd is in Jesus Christus. God is 'n reddende God. Dit is duidelik in Jona. En dan Jona maak dit vir ons kristalhelder dat tot die uiters toe gaan om elke volk, elke stam, elke moedertaal met homself te versoen. Dat hy tot die uiterstes toe gaan en die slegste van die slegstes wil konfronteer met die waarheid dat hulle at odds met God is. En dan in Jona sien ons in die boek van Jona, dit maak dit baie duidelik dat God 'n barmhartige en ontfermde God is, en nêrens word dit so ten toon gestel soos Jesus aan die kruis wat sê, Vader vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. So ek wil ook net nou vir ons bid. Here, ons roep uit na U toe. Here, elke hand waarin hier nou splinters is, wat nie kan vat aan die mense wie U wil hê hulle moet vat nie, of nie die gewenste aanraking in ander mense se lewens kan hê nie. As gevolg van die splinter van rasisme, sal U dit kom uithaal? Of sal U ons net ten minste attent maak dat dit die rede is hoekom jy nie kan vat nie? Here, ek wil bid vir elke persoon hier wat worstel met goeters, wie 'n geskiedenis het, wie seer het, wie pyn het. En Here, ek wil vir U vra dat daai pad van sondebelydenis sal begin. En as dit jy is, wil jy nie net jou sonde bely en sê, Here, help my, ek weet nie hoe nie. Soos Jona in die vis, waar hy net op daai absoluut in 'n hoek gedruk word, wat voor hy sy lewe verloor. En net uitroep tot God. As dit jy is, wil jy nie net uitroep tot God nie. Here, red my. Here, vergewe my. Soos Nineve, die stad, groot stad, wat gekonfronteer is met waarheid en tot bekering kom, of ja, ook net sonde bely. As dit jy is, doen dit. Here, vergewe my. En Here, dankie dat U red. Heilige Gees, dankie dat U alles maak. Vader, dankie vir nuwe lewe. Dankie dat U self met ons versoen. Ons loof en ons prys U groot en U heilige naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.